vir my, om vir my te vertel, hulle het vergeet dat hulle voorskrif het verval, en nou het hulle nie pille nie. Of hulle kom by my en sê, hulle het vergeet om hulle pille te drink, en nou is hulle siek. En weet julle wat doen my dokter ook? Dis baie cool. Handrey, jy moet hoor. Net gister het hy dit weer gedoen. Ek moet onthou om 'n bed te bespreek in die ICU, dan moet ek onthou om die mediese fonds te bel, om toestemming te kry, dan moet ek onthou om 'n bed te kry, en dan moet ek onthou om die oom te laat weet dat hy moet 8 uur by die hospitaal wees. En weet julle wat doen my dokter dan? My dokter gee vir hom medikasie wat sy hart stop. Wat gebeur as 'n mens se hart stop? Nie van die groot mense kan vir my sê, wat gebeur as jou hart stop? Jy gaan dood. En weet julle wat met my dokter dan onthou om te doen? Hy moet sy hart skok, sodat hy weer kan lewe. En as hy vergeet om daai hart te skok, wat gebeur dan? Maak hy lyntjie wat op hy ooms, die kontroles op sy hart is. Dit word 'n cardioversion gedoen. Hy stop sy hart, en dan laat klop hy weer sy hart. Nou, ek wil nou vir julle vertel, dat daar is iemand, wat jou baie goed ken. Jou naam staan hier geskrywe. Want ek sien julle handpalms. God sê, julle naam staan in sy handpalm geskryf. Wat beteken, hy kan jou nooit vergeet nie. Nooit nie. Ons vergeet, jene, ek vergeet baie keer om my bril op te sit, dan kan ek nie sien nie. En ek vergeet baie keer om my foon te vat as ek werk toe gaan, en dan, groot. Maar God vergeet nooit nie, hoekom? Want julle naam staan in sy handpalm geskryf. Dis nice om aan te dink, né? Is dit nice? Jou ma jou al iewers vergeet, André? Nog nooit iewers vergeet nie. Okay. Dan is dit God en jou ma, wat jou nooit sal vergeet nie. Papas, maar mamas en God, nooit nie. Gaan jou nooit vergeet nie. Ons het julle te swaar in die wêreld gebring. Daar is jou ma, sy gaan jou nie vergeet nie. So, dis iets lekker om aan te dink. Okay. Hoop julle het 'n lekker dag verder.
as ek afskeid neem van die liefde op haar vir my. En die dood ombreek, tot my hart wil breek, is dit niks vir hom as ek ly. Ja, hy gee om, my Heer gee om, sy arm is weet met my leed. As die dae lank is my hart, selfs drank is weet ek, my Heer gee om. Baie dankie Heidi vir die verhaal. Ja, dit het my ver laat terugdink toe jy nou vra van die geskiedenis en die toetse. Ek dink my beste vak op skool was pouse gewees. Ek het die meeste van pouse gehou. So ek het maar dikwels vergeet ek het toetse gehad. Maar jy het my laat dink Heidi aan die oomies wat nou al 'n bietjie aangestap het. Hulle is nou al hier by aftrede verby. En nou praat hulle oor hulle passies en hulle stokperdjies. Sê die een nee, hy wil nog altyd 'n bietjie gaan voëls dophou en hy het boeke gekoop en verkykers en kameras, so hy kyk nou vir voëls en merk hulle af. Nee, sê die ander een, hy is weer baie lief vir die natuur, so hy gaan soek al die plekke op botaniese tuine en stap in die natuur waar jy nou die blomme kan sien en kan waardeer. En die ander een sê nee, hy is in opsporing. En hulle sê, maar dis nou al vreemd. Nee, sê hy moet sy sleutels opspoor en sy bril opspoor en sy selfoon opspoor. Ja, ons vergeet maar soms maklik nie. Baie dankie vir die uitnodiging. Dis wonderlik om vanoggend by julle te wees en te gesels oor hierdie pragtpsalm. Kom ons vra die Here om met ons te wees en ons gedagtes te lei terwyl ons Psalm 103 oorweeg. Vader, baie dankie vir u liefde en ons wil u naam groot maak omdat u ons God is. Omdat daar geen einde aan die liefde en genade is. En Here, terwyl ons hierdie pragtpsalm oorweeg, bid ek dat u ons gedagtes sal lei en dat u ons harte sal verander in die seuns en dogters van die lewende God. Amen. Ek sou nou amper vanoggend wou vra of enige van julle die T20 Wêreldbeker cricket kon onthou. Maar ek dink daar's baie wat sê hulle wil dit nie onthou nie, veral as jy 'n Suid-Afrikaner is. En ek gaan maar nie te veel daaroor sê nie. Dit het my eintlik laat dink aan my gunsteling rugbyspan. Ek is maar eintlik van die Vrystaat af. So hier in die Kaapse winters dan roes ons baie maklik. Maar ons rugbyspan was natuurlik ook die Vrystaat. En dan het hulle gesê, jou Vrystaat, die Vrystaat rugbyspan is soos jou broer in die tronk. Jy's baie lief vir hom, maar jy praat nie eintlik oor hom nie. Dit voel vir my of ons so oor die cricketspan vanoggend wil dink. Maar nietemin, daar was wonderlike cricketspel gewees tydens die Wêreldbeker en ons het gesien hoe daar uitstekende golfvertonings was, nuwe wêreldrekords is gebreek. Daar was briljante bilwerk gewees. Manne wat sommer 3 kolwers na mekaar kon uithaal en dan was daar die ongelooflike veldwerk. Ek het my verstom oor hoe sommige van hulle rats kon hardloop, soms vir meters, en dan duik en bollemakiesie slaan en nog steeds die bal vang. Ek het gedink, Heidi, jy sou vir my moes 'n saal bespreek het in saal H, G en die ICU as ek so vangskoot probeer het, veral nou, maar nietemin. Maar wat my opgeval het, toe ek nou so van hierdie wedstryde kon sien, was die verbroude vangskote.
En hoe dit soms so maklik lyk, veral as mens daar op die rusbank sit en jy wonder, so waar, hoe is dit moontlik dat jy daai bal deur jou hande laat glip het? En dit is natuurlik baie makliker om daar op die rusbank te sit en raad en kritiek te gee, nee. Soos ek sê, as ek vinnig na die bal toe hardloop, gaan ek te moeg wees om hom te vang, maar dis iets anders. Iets wat my opgeval het van hierdie verbroude vangskote, is natuurlik dat dit 'n baie kritiese vangskoot is wat hulle gemis het, wat dikwels die patroon of die rigting van die wedstryd sou verander het. Maar die bal is laat val, die vangskoot is gemis. En dikwels is die vangskoot gemis omdat die persoon vir 'n breekgedeelte van 'n sekonde sy oog van die bal afgehaal het. En in daardie klein rukkie het die bal of by hom verby geglip, of deur sy hande geglip, of hy te laat sy hande toegemaak, of wat ook al die geval is. Ek het gewonder of dieselfde nie waar is van ons as Christene. Dat ons dalk soms ons oog van die bal Jesus Christus kan afhaal en so die bal kan laat val. En vandaar die titel van vanoggend, dat daar seëninge is wat bakhand geloof laat val. En vandaar die vraag, is dit moontlik dat ons oë van God laat afdwaal en so sy mildelike seëninge vir ons op die grond laat val? Hierdie psalm wat ons gelees het is 'n lofsang van Dawid, waar hy die Here loof en prys vir die wonderlikhede wat die Here in sy lewe gedoen het. En ons ken Dawid se verhaal as koning. Hy was nie vry van elende en probleme nie, maar ernstige gesinsprobleme gehad, soms gesukkel met die tieners in die huis, en soms het die tieners met hom gesukkel, die groot sonde wat hy gepleeg het. En tog skryf Dawid hierdie pragtpsalm en hy sê, loof die Here met alles wat ek is. En so te midde van die realiteit in die wêreld waarin Dawid verkeer het hy nog steeds geweet wie sy bron van krag is en waar sy hulp vandaan kom. En daarom loof hy die Here. En so wil ek vanoggend by Dawid aansluit en amper vra of ons die Here genoeg loof en prys. Dis baie gou vir ons om te vra, en dis nie verkeerd om te vra nie. Maar soms bestaan ons kommunikasie met die hemel uit inkopieslyste. Dit nodig en dit nodig. En ons laat na om die Here te loof en te prys vir sy grootheid en sy liefde. En daarom wil ek vanoggend teruggaan na hierdie psalm toe, vers vir vers deur dit beweeg vir die volgende paar oomblikke en oorweeg die grootheid, die genade, die goedheid van die Here vir ons. Veral in ons wêreld waar ons so maklik vasgevang word, besig raak met baie dinge, ons aandag afgelei word en ons soms tot ons eie skaamte vergeet hoe groot die Here werklik is. Ons lees in vers 1 en 2, 'n psalm van Dawid, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. En hier begin Dawid die psalm waar hy sy diepste innerlike wese, die sogenaamde nefesh, die diepe innerlike siel, die Here laat loof en prys. Totale lofprysing en dankbaarheid.
omdat hy bewus is en waardering het vir die Here. Hierdie is ook amper 'n introspeksie wat Dawid doen, die vergrootglas op homself keer en dan weer met hernieude toewyding om tot die Here wen. En ek dink in hierdie paar verse modelleer of hou Dawid aan ons voor nederigheid, waarvan ons ook vroeër vanoggend in die Sabbatskoolles gehoor het. En hy herinner hom self aan God se heiligheid en grootheid te midde van die beproewings van die lewe, besige dagboeke, afsprake waarvan ons vergeet, te min fondse, te veel eise, te veel eisters in die vuur. Te midde van al daardie dinge, besef Dawid doelbewus hoe heilig en groot die Here is. En dan lees ons in die volgende paar verse 3 tot 5, wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf en jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. En in hierdie gedeelte word God voorgestel as vergewensgesind, as die geneesheer, as die verlosser, as die beloner, as die een wat vervul voordele wat die lewe weer hernie, sodat ons lewe weer nuut word, soos die jeug, soos die arend, die simbool van krag. Dit weer klink Dawid se ervarings, miskien sy vergifnis na die groot sonde wat hy gepleeg het. En ek dink van 'n teologiese oogpunt fokus dit op God se sogenaamde hesed, dis die Hebreëse woord wat daar gebruik word vir vertroue, toewyding en verliefde, wat 'n baie diep liefde waarvan ons ook in 1 Korintiërs 13 en elders in die skrif lees, God se agape, ewige, onvoorwaardelike, diep liefde vir ons. En dat God se heling holisties is en dat dit volkome is in teenstelling met die menslike swakheid. En miskien hier moet ons dalk stil staan en sê dit is so. Dawid prys die Here vir 'n koöperatiewe, globale genesing vir die volk van Israel. Hy spreek dit later aan in die Psalm. En ek vermoed dis ook wat hy persoonlik ervaar het. En dis waar, dat nie almal se ondervinding met veral fisiese siekte so 'n genadige uitkoms het soos die van Dawid nie. En ek dink dit is ook belangrik om te besef wat Dawid in gedagte gehad het met hierdie krankhede en dat dit nie net beperk is tot fisiese siekte en lyding nie. En hierdie woordjie sluit in onder andere fisiese siekte, maar ook emosionele en geestelike tekortkominge. Dit kan ook genesing van sonde insluit, as mens die oorspronklike betekenis daarvan verstaan, soos hulle dit bedoel het. En dit sou aanklank vind by God se holistiese benadering vir genesing, vir heling, wat deel is van die groot stryd. Ons dink ook aan iemand soos Job, wat swaar gely het, wat fisies
gelei het. En om redes wat aan ons bekend is, maar nie toe aan Job nie, het die Here dit toegelaat op daardie tydstip. So ons verstaan dit nie altyd nie, maar een ding weet ons, dat dit wat verkeerd gegaan het aan die begin in die tuin, toe ons verhouding met God verbrokkel geraak het, en toe dood, en siekte, en hartseer, en pyn en ellende deel van ons alledaagse lewe geword het God 'n reddingsplan bewerkstellig, sodat ons heel kan word. En wanneer ons die helende hand lees, dan sien ons ook, dat sy fokus op fisiese gesondheid, maar ook op hierdie ander aspekte, emosionele, spirituele, gesondheid en ook die bevryding van sonde. En so God se bedoeling met sy kinders, is dat ons nie net sal herstel van hierdie en daardie siekte toestand nie, maar dat ons weer herstel sal word tot die oorspronklike bedoeling wat hy vir ons gehad het in die tuin van Eden. En ek dink dit is die genesing van die krankhede wat Dawid in ag het. So die Here gryp in op 'n wonderbaarlike wyse. Maar eendag, wanneer sy plan, sy verlossingsplan volkome is, sal ons volkome genesing en heling ervaar. En daarvoor loof Dawid die Here. En kan ons hom loof en prys, want daar is vir ons hoop vir volkome redding en bevryding. Hy gaan voort, vers 6 tot 10, nadat hy gepraat het, die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis nie, en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. En hier vind ons nou 'n verskywing van die persoonlike omstandighede waarvan Dawid gepraat het. Ons het verwys na die sonde en na fisiese ellende en wat ook al in sy persoonlike lewe was. En hy verskuif dit nou na die gemeenskap, na die breër gemeenskap. God voer geregtigheid uit. Hy openbaar sy weë aan Moses, aan Israel. Hy beperk sy woede met 'n verwysing na Exodus 34. En die Here het 'n belang. Die Here gee om hoe ons van dag tot dag leef as individue en ook as sy kinders. En vandaar die uittog uit die slawerny van Egipte, die bevryding as God se kinders. Maar miskien een of twee stukkies kommentaar oor daardie gedeelte. Miskien moet ons begin en vir onsself vra, hoe lank was Israel slawe in Egipte? Meer as 400 jaar. So 'n paar van ons oorleef het. 400 jaar is 'n baie lang tyd. Tog het die Here nie van hulle vergeet nie. En ons is nie altyd seker om watter rede dit die Here se tydraamwerk was om 400 jaar te wag voor hy uiteindelik die bevryding gebring het nie. Maar die Here het bevryding gebring. En net so verstaan ons ook nie altyd hoekom daar nie vir ons bevryding van die slawerny van sonde is nie. Ek is dankbaar om te hoor julle lees ook die koning van die eeue. En 'n bietjie later wanneer julle by die kruistonele kom in die sterwe van Christus, skryf sy dat dit nie was totdat Christus gesterf het op Golgotha, dat die heilige ongevalle engele die ware aard en natuur van Satan
en sonde besef het nie. 4000 jaar, heilige engele, wat in God se teenwoordigheid is, wat nie volkome besef het, wat die volle aard en die omvang van Satan se karakter en die natuur van sonde is nie. Hoeveel te meer gaan dit ons so 'n bietjie langer vat, voor ons dit besef. Daar's baie dinge wat ons nie ken en verstaan nie. Maar die feit van die saak is, die Here stel belang. Die Here gryp in. En die Here bring vir ons ook verligting in hierdie tydelike omstandighede waarin ons onsself bevind. In hierdie gedeelte roep Dawid ons om te onthou en die Sinaï verbond in herinnering te roep. God se genade wat nie op verdienste gebaseer is, lysies wat ons moet aftik en sê ons het dit en dit en dit gedoen nie, maar op karakter, op die bloed van Christus. Dit bring hoop vir ballingskap, bevryding uit die slawerny van Egipte, maar ook van sonde. En nou verskuif Dawid die fokus van vers 11 tot 14. Hy sê, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. En hier vergelyk Dawid genade met die sogenaamde kosmiese afstande. Dat God medelee met ons het soos 'n vader en ook dat hy ons menslike broosheid wat met stof, met gras en verwelkte blomme vergelyk word. Ja, ek dink die verwysing na skool was dalk gepas. Wiskunde was nou nie my sterkpunt gewees nie. Ek het maar gesukkel met somme maak, veral sonder 'n calculator. En dit het nog nooit weer verbeter nie. Maar hierdie getalle wat Dawid aanraak, gaan my verstand te bowe. Wanneer hy praat van die ooste, of wanneer hy praat van die hemel so ver bo die aarde, soos die ooste verwyderd is van die weste. Hoe ver is die hemel van die aarde? Het iemand dit gemeet? En miskien kan ons dalk 'n afstand vind en hulle kan sê dis soveel duisende miljoene kilometers, ek weet nie, of ligjare, hulle meet dit mos in ligjare. Maar hoe ver is die ooste van die weste? Want jy moet aanhou oos loop om by die einde van die ooste uit te kom, en jy moet aanhou wes loop om by die einde van die uiteindelik by die weste uit te kom. Jy bly aan in teenoorgestelde rigtings loop. En hoe verder jy loop, hoe verder is jy van die beginpunt af. Ons weet nie hoe ver dit is nie. Dit is te groot vir ons verstand om te verstaan. En nou sê Dawid, dit is hoe ver die Here ons sonde van ons verwyder, wanneer ons die genade en Christus se soendood aanvaar. En ons geen amen nie. Hy vergelyk hierdie kosmiese afstande, hierdie grootheid van die Here in die volgende paar verse met die mens se nietigheid. Vers 15. Die mens, soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is hy nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie.
maar die goedertierenheid van die Here is vir ewig tot ewig oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir sy kindskinders, oor die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink. Die mens se bestaan is 'n oomblik in vergelyking met ewigheid tot ewigheid. Te midde van die Here se ongelooflike grootheid en ons ongelooflike klein wees, bemoei die Here hom met ons. Stel die Here belang in ons daaglikse lewe en ook in ons ewige lotsbestemming. Hoewel ons nietig is in vergelyking met die grootheid van God, het God ons lief met daardie ewige, onvoorwaardelike liefde. En het hy werklik alles prysgegee, sodat daar vir ons hoop en redding en lewe kan wees. In vers 19 lees ons van God se soewereiniteit. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Vanuit die hemel, vanuit sy troon wat beskryf word in Esegiel en Openbaring, heers die Here oor alles. Wat sluit alles uit? Niks. Absoluut niks. Die Here heers oor alles. Die feit dat die Here toelaat dat die duiwel en individue wat kies om nie die Here te volg en om sy wil uit te voer, toelaat om dit te doen, beteken nie dat hy nie in beheer is nie. En ons verstaan dat in sy liefde laat hy toe dat individue kies. En wanneer hulle nie die gevolge van hulle dade sien of wil verstaan nie, respekteer die Here nog steeds hulle keuse. Omdat hy liefde is, want liefde kan nie dwing nie. Maar dit beteken nie dat hy nie in beheer is nie. Die Here is in beheer. Sy universele koningskap vorm die grondslag van Dawid se lofprysing. Hy kan nie anders as om die Here te loof en te prys. En dan die ellende wat hy beleef, die ongemak wat hy ervaar, die tekort wat hy ly, verdwerg in die grootheid en in die genade en in die goedheid van die Here. En dan eindig hy soos hy begin het. Vers 20 tot 22. Loof die Here sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehae doen. Loof die Here al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here, o my siel. Is dit nie pragtig nie? Die engele, die leers, die werke, die skepinge, almal loof en as in harmonieuse lofsang klink dit op die lofprysing tot die Here. En so sluit hy dan hierdie gedig af op dieselfde manier waarop hy dit begin het. Wat beteken dit vir ons vandag?
Psalm 103. Nie net was dit betekenisvol vir Dawid nie, maar ook vir ons vandag. Psalm 103 is Dawid se kragtige loflied wat God se genade, barmhartigheid en soewereiniteit vier en roep ons tot 'n bewuste, 'n doelbewuste lofprysing deur dankbaarheid en 'n diepe besef van wie God werklik is. Te midde van ons besige wêreld en afleidings soos sosiale media, krisisse, sodat die veerkragtigheid van ons geloof en geestelikheid in die Here ons geestelik, fisies, emosioneel sal heel tot ons volkome gesondheid in die Here ervaar. Dit herinner ons aan God se persoonlike voordele, seëninge vir ons, soos vergifnis, genesing en vernuwing, soos die van 'n arend, wat hoop bied in tye van krisisse, die pandemies wat ons in die wêreld het, geestelike krisisse, persoonlike sondes, deur te fokus en te wys op die holistiese ingryping en heling wat die Here vir ons het. Ook God se genadige ingryping aan die wat onderdruk word. En nie net in Israel nie, maar dit inspireer ons ook om aktief vir sosiale geregtigheid te veg te midde van globale onreg, soos armoede en oorlog. Terwyl dit ons troos, die feit dat hierdie genade groter is as ons foute en ons nie in wrok en onvergewensgesindheid hoef te verval nie, wat eintlik net onsself meer benadeel as enigiemand anders. Die oneindige omvang van sy medelee is so ver soos die hemel bo die aarde, oos van wes. Sy empatie met ons en moedig ons aan om hierdie gesindheid met ander te deel. Dawid se universele oproep tot lofprysing deur die engele, deur die leers en alle werke weerklink deur hierdie psalm. En dit beteken dat ons as 'n kollektiewe eenheid in dankbaarheid deur gemeenskapsaktiwiteite, persoonlike refleksie, dit sien as 'n tydlose grondslag vir hierdie veerkragtigheid in ons lewens tot herstel en geregtigheid. Ek hoop dat ons vanoggend hier vandaan sal weggaan met 'n vurige vlam van dankbaarheid, van herstel en van medelee wat aangesteek is deur Dawid se lofprysing vir die Here se grootheid en se liefde. In ons te midde van storms in hierdie lewe, krisisse, 'n bewuste refleksie sal hê, doelbewus sal fokus op God, terwyl ons wag op sy ingryping en ons hom loof en prys vir sy grootheid en teenwoordigheid. En dat ons hier vandaan weg sal gaan met 'n seker anker van die hoop wat God in ons lewens is. God se soewereine troon, God wat in beheer van alles is. God wat kan ingryp
wanneer dit met ons op ons slegste gaan. Het Paulus nie gesê, toe hy verskeie kere gebid het, vir die doring in die vlees om van hom verwyder te word, dat hy tot die gevolgtrekking gekom het, dat God se genade vir hom genoeg is. Hoewel hy nie kan verstaan of verklaar nie, weet hy dat God se genade vir hom genoeg is nie. Ons weet dat die Here ons oneindig liefhet. Dat die Here ons wil red van die ellende waarin sonde ons gedompel het. Saam met Dawid kom ons neem 'n doelbewuste besluit om bewus te wees van God se teenwoordigheid, God se almag, God se grootheid, God se bemoeienis met ons lewens en ons loof en prys hom met ons hele wese. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend wil ons U loof en prys omdat U goed en groot en genadig en liefdevol is. Here, ons woordeskat is nie genoegsaam om reg te doen om U te loof en te prys nie. Maar Here, aanvaar ons poging. Help ons om nooit te vergeet wie U is. U betrokkenheid en U bemoeienis in ons lewens nie. En wanneer dit met ons swaar gaan, wanneer ons ellende en verdrukking en pyn en lyding beleef, help ons om soos die Dawids van ouds ons oë op te hef en U in die glorie en heerlikheid te aanskou. Bring vir ons hoop en heling en redding. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.
van die Here. Mag die God van vrede, wat ons Here Jesus Christus uit die dood opgewek het, die groot herder van die skape, deur die bloed van die ewige verbond, julle toerus met elke goeie gawe om sy wil te volbring. Mag hy in julle werk wat welbehaaglik is in sy oë, en mag julle vernuwing vind in sy teenwoordigheid, en sy heilige rus omhels, wat julle siele herstel en julle getuienis versterk. Amen.